Right julle, ons is by vraag 4, so dit is weer eens trigonometrie graad 11 werk. My huidige graad 11, julle het nog nie dit gedoen nie, so ontspan, julle eksamen gaan ek nie oor dit gaan nie. Maar die graad 12 ongelukkig gaan jy nou hierdie moet leer en onthou. So kom ons gaan weer 'n bietjie na voorkennis toe. So hierdie ouetjie het jy nou gesien by vraag 3, en ek het hom baie mooi vir jou weer verduidelik, so hy is weer belangrik. En dan hierdie 3 goedjies is op jou inligtingsblad beskikbaar en ons noem dit 'n identiteit. OK, dis een identiteit, dis 'n tweede identiteit en dis 'n derde ene. OK, julle kan baie bly wees, julle word dit gegee, wiskunde mense kry dit nie, hulle moet dit leer. So, wat jy moet onthou van hierdie identiteite is, as ek byvoorbeeld vir cos kwadraat theta hierdie kant los, dan kan ek hierdie ding skryf as 1 minus sin kwadraat theta. En so kan ek dieselfde doen as ek vir sin los, en ek vat vir cos oor, as dit 1 minus cos. So ek noem dit, jy manipuleer die identiteit, deur die onderwerp die hele tyd te verander. So, 1 is hierdie onderwerp, hierso is cos die onderwerp, hierso is sin die onderwerp. En presies dieselfde kan jy doen met al die ander identiteite ook. OK, gaan nou nie almal uitskryf vir jou nie, jy kan dit self gaan oefen, en my graad 12, ekskuus, dit is in julle boeke so opgesom ook. Reg, kom ons kyk, hoe gaan ons al hierdie inligting gebruik vir die vrae wat hulle ons vra. Vraag 4 gee hulle vir jou hierdie verskriklike groot som, maar soos tegniese wiskunde is, hulle breek hom vir jou op. So nou die woord reduksie, dit is iets wat jy miskien baie lanklaas gehoor het. Nou reduksie beteken reduce, maak dit kleiner. OK, reduce, reduksie, daar vir tegniese wiskunde mense is daar slegs 2 tipes reduksies, die 180 grade reduksie en die 360 grade reduksie. Julle kan te bly wees, julle het nie nodig om die 90 te leer, soos die wiskunde mense nie. Nou, 180 en 360, daar is ons pi weer gegee. Nou wat het ons gesê? Pi is in radiale. Gaan sommer nou net afkort rad vir radiale. Ons wil na grade toe gaan. So, ek kan dit omskakel, ek kan dit gaan leer. Wat kan jy gaan leer? Wel, 1 pi is altyd 180 grade, 2 pi is altyd 360 grade. Ek dink dis die mees obviouse radiale wat hulle by hierdie tipe vraag gebruik in elk geval. So, wat staan eintlik hier by vraag 4.1.1? As jy nou gevra word, voltooi die reduksie. So, as ek aan hom dan sal voltooi, sal ek daai pi vervang met 180 grade. So, hier staan eintlik cos hakkie 180 grade plus x. En let gou mooi op, nee. Hy's actually daar ook. So, sodra jy hom hier klaar uitgewerk het, gaan jy hom definitief by die vraag moet gebruik. OK? En hierdie ding is eintlik dieselfde. Hier iewers gaan jy uitkom by 'n cos kwadraat x en 'n sin kwadraat x wat gelyk gaan wees aan iets. So, regtig waar hierdie goed volg lekker. Nou goed, reduksies werk so. Daai sommetjie daar, moet jou herinner aan die oranje sommetjies wat in jou kaasdiagram is. Daai is mos nou theta, daai is 180 minus theta, daai is 180 plus, daai is 360 minus. OK? Nou dis definitief 180 plus, wat beteken ons is in hierdie blokkie. Hierdie blokkie is tans 'n blokkie. En waarmee het ons gewerk? Cos. So, net tan kan positief wees in hierdie blokkie wat hulle vir ons gee. Dis die blokkie, né? Dis die blokkie. So dit beteken hierdie ding gaan wees minus cos x vir 'n antwoord. En nie net cos x nie. En die ander ding van reduksies is ons reduce dit, ons verklein dit, ons vereenvoudig dit na 'n kleiner hoek toe. Dis mos 'n stomphoek, dis 'n baie groot stomphoek, as ek dit nou so kan stel. En dan verklein ons dit, reduce ons dit na 'n skerp hoekie toe. So, skerp hoekie toe.
wat ons mag. Reg, so, nou vir die volgende een enkele punt vra hulle vir ons moet hierdie ding voltooi. Nou jy sal onthou die heel eerste identiteit wat ek vir jou gewys het, was cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta. En dit was gelyk aan 1. So vir een baie maklike punt, gaan jy net 1 vir my skryf. Nou oké, onthou nou die vrae volg op mekaar, so hier's definitief 'n goeie kans dat ons dit gaan oordra na die volgende vraag toe. Want nou vra hulle vir ons hier vereenvoudig. Okay? Nou soos hierdie ding gaan vereenvoudig, is hier 'n hele klompie reduksies wat toegepas moet word. 'n hele klompie stompboeke wat gereduce moet word. So, ons eerste stap, as julle nie omgee nie, ek gaan nie weer die som oorskryf, ek gaan hom sommer nou net onderaan begin. Ek weet daai ouetjie is gelyk aan daai, as ek hom reduce. So ek gaan hom sommer inskryf klaar as minus cos x. Dan 360 minus is cos se blokkie. Maar ons werk met tan, so hy gaan ook negatief wees. So ek gaan skryf minus tan x, dan het ek hom ook gereduce. Dan die onderste enetjie is in 'n groot hakkie geplaas. Ek gaan dit nou in 'n kleiner hakkie skryf, want ek gaan nou die reduksies toepas. Ons weet daai pi is 180 grade, en ons weet pi 180 plus, is tan se blokkie, maar nou omdat hy 'n kwadraat is, beteken dit, dis hierdie ouetjie maal met homself. Nou mense, wat is 'n minus maal 'n minus? Dit is 'n plus, so ek gaan net sê cos kwadraat x vir daai reduksie. En dan is dit minus sin x maal met, dan daai reduksie moet gedoen word, daai is mos klaar gereduce, hy moet nog 'n reduksie van gedoen word, ek is in daai blokkie besig, net cos is hier positief, so as ek met sin werk, gaan dit 'n negatiewe sin x wees. Ok, nou is alles gereduce, verklein. Maar nou, moenie die messenger shoot nie, maar tan, ek het nou minus tan omkring, maar ek wil eintlik nou net praat van tan x. Mense, tan x volgens tatas. Nee? Julle onthou, ek gaan nou net een keer tatas skryf. Julle weet, hy draai mos nou om as ek hom onderaan skryf. Volgens tatas kan ek tan se verhouding ook kry as ek sin se tatas vat en cos se tatas vat en dit deel met mekaar. So mense, die tan wat hier staan, kan geskryf word as sin op cos. Ja, dit is nie op jou formuleblad nie, of inligtingsblad nie. Ja, jy moet dit asseblief gaan leer. So, dit is wat ek gaan doen hier met tan. Ek gaan nou tan verander na minus sin x op cos x. Ok, en onder die lyn gaan ek hê cos kwadraat x, en dan gaan dit wees plus sin kwadraat x. Hoekom? Want minus maal daai minus is 'n plus x, of sin maal met sin is kwadraat van hom, en omdat die klein, of die reduce hoekie x was, is dit nou x. En dit lyk bekend, nee. Ek wonder hoekom. Kyk daar. Ok? So ek weet hierdie hele noemer gaan gelyk wees aan 1. Maar kom ek praat gou eers weer hierbo. Hierbo het jy minus maal 'n minus, wat 'n plus is, nee? Ok, so ek gaan nie nou enige teken skryf nie. Maar nou hierdie cos maal met dit. Nou as jy reg kan onthou, is dit eintlik op 1, so die cos en daai cos kanselleer. Die minusse het ons eintlik ook klaar gekyk. So wat bly oor? Sin x. En onder het ons nou gesê, kyk 'n bietjie terug wat ons jou gevra het, en jy weet dit is gelyk aan 1, so hierdie hele onderste deel is 'n identiteit wat gelyk gaan wees aan 1. Ek wil net my x bietjie mooier maak, julle. Sjoe. Ok, 1. En dit vereenvoudig net na sin x toe. Nou ja, 5 punte, kan nogal 'n bietjie vreemd voel hierso.
ek gaan vir jou wys waar jou punte lê, jou eerste punt, ek gaan dalk net nou in blou my merkies maak, want ek het nou in rooi geskryf klaar. Eerste punt is daar, tweede punt is daar, derde punt is daar, en dan, ek het gou hierso my memo check, jou volgende punt gaan wees by jou identiteit, hierso waar jy geweet het wat dan is, en toe op die einde van die dag daai antwoord gekry het, want die antwoord kom van dat jy geweet het dat daai hele nommer 1 is. Dis 5 punte. So dis regtig ongelooflike maklike 5 punte om te verdien, as jy net 'n bietjie moeite gaan doen, om jou CAS-diagram te gaan leer. Goed, die volgende vraag. 4.2. Hulle gee weer eens vir jou hierdie verskriklike groot som, maar tegniese wiskunde is nice. Ons breek dit vir jou op, om jou 'n bietjie leiding te gee. En die vraag gaan waarskynlik op mekaar volg, tot by die laaste vraag. Nou vra hulle vir ons eerstens hierso, skryf dit in terme van sin X. Nou, hoekom, hulle help jou ongelooflik baie hierso, want onthou julle toe ek gesê het, kyk na die derde letter, en dit dui vir jou aan met wie jy werk. Nee. Nou kom ek help jou 'n bietjie met hierdie ouetjie. Nou as ek vir jou vroeër, ek dink dit was by vraag 3, dink ek, het ek vir jou gesê, sin X is dieselfde as 1 oor cosec. Net hier reg skryf. O nee, wag, ek gee nou eintlik die antwoord. Ekskuus, kom ons backtrack gou 'n bietjie hierso. Ek het vir jou gesê, cosec is dieselfde as 1 op sin. Ok. Nou as ek dit gesê het, en ek gee nou vir jou 1 op cosec, dan gaan dit dieselfde wees as sin. Ek hoop julle kan die verhoudings sien. So dis hoekom my 1 punt is. En ek gaan hom nou skryf hierso as sin X. Ok, en dit is sin kwadraat X, ekskuus. Hoekom kwadraat? Want daar was 'n kwadraat, so hy bly 'n kwadraat. Ok, nou weer vir 1 punt. Ons moet hierdie ding faktoriseer. Nou mense, daar's verskillende maniere van faktorisering. Jou bas word gered, omdat jy die formule gegee word om 'n 3-term te faktoriseer. Maar ongelukkig hier, moet jy jou gemeene faktor gaan identifiseer en hom gaan uithaal, nee. Ok? So, as ek dan nou hierdie ouetjie gaan faktoriseer, dan gaan ek gaan soek vir iets wat dieselfde is. 2 is definitief dieselfde en sin ook. So 2 sin X is my gemeene faktor. En dan wat oorbly in die hakkie, gaan wees 1 en minus en cos, en ekskuus, is bietjie min plek, cos kwadraat X. Ok, dan is hy gefaktoriseer, en dis net 1 punt, dis al wat hulle gevra het, want ek gaan nou weer vir jou sê, dit wat jy hier gedoen het, gaan jy iewers in hierdie som sien. Nou, die ander ding waaroor ek verskriklik hamer, is die woord toon of die woord bewys. Mense, dit sê vir jou, dit sal so wees. Nou ok, as dit dan nou so sal wees, beteken dit hierdie linkerkant van die vergelyking gaan gelyk moet wees aan die regterkant. So ons weet, hierdie kot X is die antwoord. So ons moet nou net wiskunde gebruik, tegniese wiskunde gebruik, my trigonometrie gebruik, om by die antwoord uit te kom. Ok, so, kom ons doen dit. So ek het 2, so ek begin met die linkerkant. Wag, kom ek skryf 'n bietjie meer na die kant toe. Linkerkant van die is gelyk aan was gewees 2 op cosec kwadraat X maal sec X, my lyn is net bietjie kort, ok, maal met 1 oor 2 sin X minus 2 sin X cos kwadraat X. Verskriklike groot som. Nou, kan ons 'n paar veranderinge hier aanbring.
So, hulle sê vir my, ek moet die vorige antwoorde gebruik. Ok, ek sien hom, ek weet dat ek geskryf het, ek sien hom, ek weet al van vraag 3 af wat daai ene is, ek sien hierdie want ons het dit nou gefaktoriseer in die vorige vraag, so kom ons doen eers daardie veranderinge. So, ek gaan sê 2 op 1 oor sin kwadraat x. Hoekom is dit nou 1 oor? Wel, neem kennis dat hierdie ouetjie staan eintlik op 1. Reg, so hierdie was nou jou voorkennis gewees hoekom ek dit so mag skryf. En dan sek is kosinus, so ek gaan skryf 1 oor kos x. Ok. Dan maal ons en die onderste kant weet ons nou het ons gefaktoriseer in vraag 4.2.2, so ek gaan sê 2 sin x hakkie 1 minus kos kwadraat x hakkie 2. Nou ek weet hierdie is vir jou 'n moeilike konsep om te verstaan, hierdie breek gedeel deur 'n breek. Maar na regte kan hulle net opskryf. Ok, wat bedoel ek met opskryf? Opskryf is dit. 2 was daar. En dan sê ek mos nou sin kwadraat x, kos kwadraat x, so maal tussenin. En hierdie ene gaan ek modify na 2 sin x, en dan hierdie ding kom van daai identiteit af, wat ek ook al vir jou in die begin van hierdie video gewys het. So hierdie ouetjie gaan ek vervang met sin kwadraat x. Ok, nou onthou nou nie, dit is op 1, so hierdie staan bo en hierdie staan onder. En jy weet jy moet na kot toe werk. Ok? So as ek nou 'n bietjie kanselleer en ek gaan kanselleer vir jou met 'n geel highlighter, kan ek sê hierdie sin kwadraat x kanselleer met daai sin kwadraat x. Daai 2 kanselleer met daai 2. Ok? En dan bly hierso oor die volgende. Ek het nou net 'n bietjie min spasie, ek gaan nou langsaan aanhou skryf. Nee, ek gaan nie. Ek gaan 'n pyltjie maak, julle. Ok, pyltjie maak is gelyk aan. Dan bly daar oor kos op x en kos x op sin x. Nou julle sal onthou net die vorige slide het ek vir jou vertel dat tan x is gelyk aan, dat ek net dit aansienlik mooier skryf. Tan x is gelyk aan 1 op, nee, kjok, is gelyk aan sin x op cos x. So nou as ek nou kyk na die antwoord wat ek nou het, is dit net omgeruil. En wat is dan se omgekeerde? Kot. So, yes, hierdie ding is gelyk aan kot x. Wat dan beteken, ek en jy het nou saam die linkerkant gelyk bewys aan die regterkant. Want ek het my vraag begin deur te sê, toon bewys, sê dit sal so wees, so dit sal die antwoord wees. Ons het net mooi verhoudings en kennis gebruik om by daardie antwoord uit te kom. Ok. Right, en dit is die slotsom vir vraag 4. Baie dankie graad 12, ek sien jou by vraag 5.